Goeiedag, welkom. Dankie dat jy saam met ons kuier hierdie week en met hierdie tema van ons, die vreugde van die Here. Hoe lyk my lewe wanneer ek vol vreugde is? En ons het gister gesels en gesê dat wanneer ek geesvervuld is, dan het ek hierdie liefde, vrede, vreugde, vriendelikheid in my lewe en dan leef ek dit uit en ek glo deur daai vrug van die Gees sien mense en trek dit aan na Christus toe. Nou ek vandag met jou gesels oor waar ek en jy ons vreugde vandaan kry. Wat is die bron, waar ontstaan dit? En is my belewenis dat ons soms na mense kyk om vreugde aan ons te verskaf. Die probleem is mense laat ons in die steek, net soos ek en jy mense in die steek laat. En as dit is in my geld of aansien of enigiets soos dit, enige van daai dinge kan uit my lewe uit verdwyn. Maar wanneer ek dit in God vind, dan gebeur iets anders. En ek wil graag met jou deel en saam met jou lees vandag. Daarso uit Psalm 16 uit vers 11. Hy sê: U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig. Lieflikhede in die regterhand vir ewig. Sien, wanneer ek voor God se aangesig kom, wanneer ek by sy voete kom sit, wanneer ek my nader tot hom en ek spandeer daai intieme tyd saam met hom, dan is dit die plek waar ek die meeste vreugde ontvang. En soveel kere wil ons dit op ander plekke soek en in mense en ons glo dat dit met 'n vakansie of met 'n, ek wil amper sê 'n verhoging of met 'n bietjie verlof of die feit dat dit net Vrydag is, dat dit ons vreugde gaan verhoog. En ek wil vir jou sê, daai is tydelike vreugdesverhogings, amper so short bursts, soos die Engels sal sê. Maar wanneer ek en jy verdiep is in God en ons soek sy aangesig elke dag, dan beleef ons hom op 'n ander manier, dan beleef ons sy vreugde op 'n ander manier. En dalk is dit soms dat ek en jy nie sy vreugde beleef nie, omdat ons nie sy aangesig soek, en ek praat van myself, omdat ek dalk nie op daai oomblik sy aangesig soek, soos ek moet nie. Dalk is ek verwyder van hom gewees vir 'n tyd, en ek het nodig om weer myself tot hom te nader, sodat hy homself tot my nader, sodat ek sy vreugde kan beleef. So uit verhouding uit met hom, beleef ek en jy vreugde. Dis my gebed vir jou vandag, dat jy hom weer sal soek, dat jy hom sal ken in al jou weë, en dat jy sal stil raak voor hom. Mag hy jou vul met vreugde, met liefde, met hoop. Dis my gebed vir jou vandag in Jesus naam. Jy met 'n fantastiese naweek, mag die Here jou seën veilig. Ek sien jou Sondag by die kerk of aanlyn. Tot dan, totsiens.